Hallo julle, ek glo het gaan goed met elkeen van julle, ek glo julle beweeg in die goedheid en guns van die Here en ek glo dat alles vir julle gaan uitwerk vir die wat tans in 'n krisis sit en die wat tans wonder of die Here gaan opdaag op jou situasie. As jy in 'n krisis sit, wil ek vir jou sê, weet jy wat, gaan op jou knie en bid en begin die Here herinner aan sy beloftes aangaande jou. Begin die Here bietjie herinner aan sy woord met soveel beloftes in vir elkeen van ons. Nou baie van ons kan op 'n punt kom en wonder, maar wie is ek om die Here te herinner daarvan? Jy sien, ek en jy is 'n kind van God en die Here wil weet dat ek en jy weet wat sy beloftes en wat sy droom oor ons is, sy bloudrukplan. Die Here wil bietjie kyk of jy ag geslaan het op woord wat hy vir jou gegee het, wat hy vir jou gesê het. As jy ergens vashou, as jy ergens nie weet wat om te doen nie, ek is by jou. Ek gaan jou hier deurvat, ek gaan jou deurlei. Die Here wil kyk of ons regtig dit onthou. En dis hoekom die woord sê, herinner my aan my beloftes. Sien, want die Here wil kyk in jou geloof, of jy herinner toe die tyd, toe die Here vir jou gesê het, toe dit goed gegaan het met jou, toe jy die woord gekry het wat die Here vir jou gesê het, wanneer jy in tye van nood kom, sal ek daar wees vir jou. En jy gewonder het nou, wat bedoel die Here daarmee? Het gaan goed met my. Maar jy sit ook tans in daai posisie wat jy ook wonder, jy weet nie, jy staan voor 'n sperdatum om 'n rekening te betaal, om iemand wat gesê het, as hy nie by hierdie dag gesond is, of dit nie reg is nie, gaan ons hierdie stappe moet neem in. En jy staan voor daai sperdatum en jy wonder, waar is God? Dit voel vir jou asof jy in die dak vasbid en dit voel vir jou asof die Here jou nie hoor nie. En deel van jou gebed en deel van jou uitroep is, Here, hoor U my nog? Jy sien, ons amen en halleluja baie in die kerk, as die pastoor preek, as iemand van ons hulle bid saam met ons oor 'n situasie. As jy nie in daai situasie is nie, is dit nog makliker om te ja en amen en die Here te eer vir dit wat hy doen en vir wie hy is. Maar as jy tekkie die teerslaan, dan raak dit 'n ander situasie. As dit persoonlik raak, as dit by jou huis kom aanklop, dan raak dit 'n situasie wat jy wonder, is die Here nog daar vir my? Nou, ons kan elkeen van ons soveel getuienisse dra van, elke keer wanneer die Here vir ons deurkom. Ek persoonlik het al getuienisse wat 'n halfuur voor 'n sperdatum, 10 minute voor 'n sperdatum, daar waar almal hoop opgegee het, waar almal gedink het, nee, dit gaan nie werk nie, dit gaan nie deurkom nie, dalk is dit maar die Here se wil. Dan daag die Here op, en dan loop ek met 'n groter getuienis daar weg, as wat ek sou gehad het, as die Here vir my dadelik deurgekom het. Nou baie van ons kan wonder en sê, maar ek verstaan nie hoekom is ek hier deurgegaan het nie. Ek weet nie, ek is getrou in God se woord, ek bid altyd, ek evangeliseer vir hom, ek doen alles wat hy van my vra, hoekom is ek gewag het? Jy sien, baie keer moet ons op 'n punt kom dat ons weer herinner word aan wie ons is en wie God is. Sien, ek dink ons het op 'n punt gekom dat ons vergeet het van God se almag en wie hy eintlik is. Ons kom baie maklik op 'n punt wat ons bid en verwag, dit moet soos 'n KFC drive-thru wees. As ek klaar gebid het, moet die Here vir my voorsien, want ek is 'n kind van God. Ons moet 'n bietjie op 'n punt kom dat ons onthou wie God is en wie ek en jy is. God se woord sê wel, ons is mede-erfgename. Maar God se woord sê ook, ons moet 'n sin vir vrees hê, heilige vrees vir God. Nie bang wees vir hom nie, maar 'n heilige vrees rondom hom te onthou wie God is. Die almag wat hy het, die alomwetende God wat hy is, die God wat met die spreek van woorde kan skep en jou situasie kan verander. So nou, die disippels het dieselfde gehad, hulle 3,5 jaar saam met Jesus geloop. 3,5 jaar sy teachings gehad, hy in 3,5 jaar vir hulle hoeveel keer gesê, ek gaan sterf, ek gaan opstaan,
ek gaan vir julle genade vrykoop en dit vir julle gee, julle sondes gaan vergewe word, jy gaan breek van die omstandighede en die rituele wat daar is, die wet gaan vervul word, hulle het wonderwerke gesien, hulle het saam met hom geloop, hulle het alles ervaar. Daar is baie disippels wat hom erken het as die seun van God. Daar is ander disippels wat net in hulle harte net geweet het, hierdie is die Messias. Dit is wat ons nog altyd voorgewag het. Hy is die een. Maar toe hulle Jesus kruisig, toe hulle hom naderhand nie sien opstaan nie, en is nog eers 3 dae nie, toe begin hulle al twyfel. Toe begin hulle al wonder, wanneer gaan Jesus nou verskyning maak? Wanneer gaan die Messias terugkom? En hulle het aangeneem, dis verby. En Maria kom by die graf, sy ma, wat dieselfde gehoor het. En sy kom by die graf en sy sien die graf is leeg. En sy hardloop nou terug na Petrus en Johannes toe, as jy dit in Johannes gaan lees, dan kom sy dan en dan sê sy, iemand het sy liggaam verwyder en ek weet nie waartoe nie. So sy eie ma het nie geglo in sy opstanding nie. Sy het reukwater afgevat en reukolie afgevat om sy liggaam te balsem. En toe sy daar kom en sien, die steen is weggerol en hy is nie daar nie, toe neem sy aan, iemand het sy liggaam gesteel. Dit wat hy al geleer het en dit wat sy moes onthou het en die belofte van ek gaan opstaan, ek gaan daar wees vir julle. Dit het hulle almal vergeet. So hoeveel beloftes het jy al in jou lewe, wat jy al van vergeet het, wat die Here vir jou gegee het, woord oor jou uitgespreek het, en dit het nog nie tot vervulling gekom nie. Nou baie keer kom God se woord nie tot vervulling nie, want ek en jy het al vergeet daarvan, ons het nie plek gemaak daarvoor nie. As jy nog nooit Facing the Giants gekyk het nie, gaan kyk dit. Dis gebaseer op 'n ware verhaal waar 'n voetbalcoach sy lewe verander het deur hierdie team te teach en uit hierdie hele skool gaan verander. Maar een spesifieke stukkie vra iemand van what are you doing en hy sê preparing for rain. Jy sien, ons kry baie keer woord en ons kry baie keer beloftes oor ons, maar ons maak nie reg daarvoor nie. Ons maak nie plek daarvoor nie. Ons wag nie in afwagting vir wanneer daai woord gaan deurkom nie. As jy die woord kry van iemand gaan vir jou kar gee, het jou plek in jou motorhuis gemaak, om waar jy gaan staan. As iemand vir jou sê, hulle gaan vir jou 'n bedrag geld in jou rekening inbetaal, want die Here het met hulle gepraat. Het jy al in jou gedagte wat jy gaan doen met daai geld, waar jy dit nodig het en hoekom die Here dit vir jou gee en watter deel van die belofte of woord wat die Here al vir jou gegee het is dit? Jy sien, ons doen nie dit nie, ons vergeet daarvan. Soos wat die disippels vergeet het, dat Jesus vir hulle gesê het, hy gaan opstaan. Hy is hulle Messias. Hulle gaan in sy genade beweeg. Die wet gaan vervul word, hulle gaan nie meer onder die wet wees nie. Hulle gaan verlos wees van die Romeinse regering wat hulle tot slawerny gedryf het, wat hulle doodgemaak het, te nagekom het. Al die beloftes wat hulle in persoon by Jesus gehoor het, het hulle van vergeet. Nou ek lees gisteroggend, lees ek uit Lukas 24 vanaf vers 13, wil ek vir julle lees, en ek het hierdie al baie gelees, en ek is seker julle ook, maar die Here maak my iets wakker hier binne, en toe ek het lees, en ek wil graag vir julle lees, en dit is 'n stukkie, maar dis die moeite werd. Vers 13 sê, op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Nou ek weet nie wanneer het jy al ooit in jou lewe 12 kilometer geloop nie, dit vat nogal 'n rukkie om 12 kilometer te loop. Vers 14 sê, hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. So hierdie is nou tussen die tyd van die kruisiging en die opstanding, wat hulle nou nog inleef, maar in werklikheid is dit na die opstanding, na Jesus reeds opgestaan het, en hy al verskyn het aan 'n paar van hulle. Vers 15 sê, terwyl hulle so loop en gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken.
Hy vra toe vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? So, hulle draai na Jesus toe en vra vir Jesus, maar weet jy nie wat gebeur het in die laaste paar dae nie? Maar hulle kyk nie na hulle self om te vra, onthou ons die belofte nie? Weet ons nog wat gesê is, wat gaan gebeur in die laaste paar dae nie? Hulle onthou nie dit nie. Hulle wys vinger na hierdie vreemde man wat langs hulle staan en vra vir hom, maar weet jy nie? Maar eintlik is dit hulle wat veronderstel is om te weet. So vers 19 sê, hy vra vir hulle watter dinge. Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in die woord en daad voor God en die hele volk. So hulle erken hierso, Jesus was magtig en hy het goeie dade gedoen en alles, maar hulle onthou nog steeds nie die belofte wat die Jesus vir hulle gegee het om te sê, ek gaan opstaan nie, ek kom terug. Die kruisiging gaan erg wees, maar ek gaan dit oorwin. Dit onthou hulle nog steeds nie. Hulle herken hom as die persoon wat 'n magtige profeet was, wat goeie dade, wonderwerke verrig het. Maar hulle onthou ook weer eens nog nie die belofte nie. En vers 20 sê, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat het hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag van die dinge gebeur het. So hier is die 3de dag, wat hy vir hulle gesê het, op die 3de dag gaan ek opstaan, en hulle het klaar, hulle het nog eers die dag afgesien nie, nog nie, maar hulle het klaar aanvaar dat hy gaan nie opstaan nie, want hulle sê, ons het so gehoop, in plaas van dat hulle net sê, ons loop met hoop, ons glo hy gaan opstaan, ons glo in sy belofte, ons glo in sy woord, hy gaan nie Messias wees, wanneer hy opstaan, hy gaan ons verlos, hulle aanvaar klaar, hy gaan nie opstaan nie, en hulle sê, ons het so gehoop, klaar vergeet van die belofte. Vers 22 sê, en hulle sê toe nou vir Jesus hierdie, hulle sê, nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel, hulle was vanmôre vroeg by die graf, en kon sy liggaam nie kry nie, hulle het hom kon vertel, dat hulle 'n verskyning gesien het, van engele wat gesê het, hy lewe. So, hier erken hulle dat, hoorie, die woord wat Jesus gegee het, terwyl hy geleef het, voor hy gekruisig was hy gaan opstaan. Hier kom vrouens van die graf al, wat sê, sy liggaam is nie daar nie. En hulle onthou nog steeds nie die belofte nie. Hulle sê, hierdie vrouens het hulle ontstel, nie bly gemaak nie, nie opgewonde gemaak nie daai belofte weer wakker gemaak in hulle nie. Hulle het hulle ontstel, want hulle het nie gesien dat Jesus opgestaan het nie. Hulle het dit nie herken nie, hulle het nie belofte onthou nie. So nou vra ek jou geweet, terwyl jy so luister, onthou jy nog die beloftes en die woord wat die Here al vir jou gegee het? Herinner jy hom daaraan? So vers 25, hier is Jesus aan die woord en hy sê, toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al hierdie dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in die heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al sy skrifuitsprake wat hom betrekking het vir hulle uitgelê. So hulle het hier kom Jesus en hy herinner hulle presies aan alles wat die profete gesê het. Alles wat hy vir hulle gesê het. En dit trigger nog steeds nie hierdie belofte dat hulle langs die Messias staan nie, langs Jesus staan nie. Die een wat hulle gehoor het wat gaan opstaan na 3 dae, die een wat hulle gaan verlos, dit trigger hulle nog steeds nie. Hulle onthou nie hierdie belofte nie. Vers 28 sê, toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. So, hier sê hierdie 2 mans, kom eerder in, jy kan nie verder gaan nie, want dit is al amper nag, dit is donker. Jy kan nie in donker buite wees nie, kom bly by ons eerder, kan jy môre aangaan.
So hulle het klaar hierdie besef gehad dat hulle kan nie hierdie persoon wat saam met hulle was, hierdie vreemdeling, hulle kan hom nie laat verder gaan in die nag nie, want dis nie veilig nie. En hulle nooi Jesus en sê, kom bly eerder by ons. Vers 30 sê, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig uit verdwyn. So toe hulle die belofte en onthou wie hy is en die woord oor hulle onthou, toe verskyn Jesus nie meer op hulle toneel nie, toe gaan hy weg, hy het opgedaag, hy het gedoen wat hy moes doen, en hy het van hulle af verdwyn. Hulle het hom al erken en eers deur die werke, na die werke, toe hy die brood klaar gebreek het, die seun gevra het, toe onthou hulle die belofte, toe onthou hulle die woord. En Jesus daag op hulle toneel en dis net vir hulle hierdie openbaring van wie Jesus is. Nou wil ek hê met 'n bietjie so 'n paar sekondes vat en terugsit en terugdink in die kere wat Jesus op jou toneel opgedaag het, verskyn het en 'n verandering gemaak het. Het jy daarna weer onthou wie Jesus is? Het jy daarna weer hierdie heilige vrees in jou gekry van sy almag? Van hoe lief hy jou het en wat hy vir jou sal doen? Het jy weer, nadat iets geopenbaar is en nadat jy iets ervaar het, weer sy beloftes onthou, sy woord oor jou? Het jy toe hierdie gees binne in jou gekry van, jy wil net getuig van God se goedheid? Ek vra jou vandag om 'n bietjie tyd te vat, om bietjie te gaan sit en terugdink aan al die beloftes, al die woord wat die Here al vir jou gegee het. As jy in omstandighede sit waar dit vir jou te moeilik raak en dit lyk asof daar nie uitweg is nie, gaan dink bietjie aan die getuienisse wat jy dra van waar die Here jou al uitgedra het. Gaan dink bietjie aan die woord en die beloftes wat uitstaande is, wat die Here oor jou gespreek het, wat nog uitstaande is, wat nog tot vervulling moet kom. Gaan herinner die Here daaraan. Herinner jouself daaraan. Partykeer moet ons net bietjie regkom, sodat God vir ons kan deurkom, sodat ons weet hoe om op te tree, met dankbaarheid en eer teenoor God die Vader, wanneer daai woord deurkom, wanneer daai oplossing deurkom. Ek lees gou vir julle, vers 33, hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en sê die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. So, nou moet julle gou in gedagte hou, hierdie mense loop 12 km na hierdie volgende dorpie toe. Toe Jesus wil verbygaan, toe sê hulle vir hom, nee, wag eerder, moenie voortgaan nie, want dis gevaarlik, dis al aand. Bly eerder oor by ons. En hulle sit aan tafel saam met Jesus, en toe hulle saam met Jesus aan tafel sit, toe vat hy die brood en hy breek die brood en hy vra die dank. En toe hy die seun oor het vra, toe onthou hulle, toe gaan hulle oë oop en hulle sien wie hy is. En net nadat hulle dit gesien het, verdwyn hulle vrees vir die nag, vir die donker, die gevaar, en hulle gaan dadelik terug in hierdie nagtelike ure Jerusalem toe. So wat probeer ek vir jou sê? As God op jou toneel verskyn, wanneer God op jou toneel verskyn, sal jy sien hoe verdwyn alle vrees. En hoe sal jy dan bereid wees of die krag het om verder aan te gaan? Om die duiwel in die gesig te slaan en vir hom te sê, my God regeer, maar die Here het vir my deurgekom. So ek vra jou weer, as jy uitstaande beloftes het, as jy uitstaande woord het, as jy in 'n situasie vasgevang het wat dit lyk asof dit daar nie uitkoms is nie, wat dit vir jou lyk asof die Here nie gaan deurkom nie. In hierdie 2 maande se lewens het dit al nag geword, dit was al donker gewees. Hulle het reg gemaak om te eet en as hulle klaar geëet het te gaan slaap. Baie keer maak ons reg om te aanvaar dat dit te laat is, dat die defeat deurgekom het en daar is net geen manier dat, en dan op daai uur, dan kom dit deur. Maar die ander belangrike ding wat ons hieruit moet leer is dat toe Jesus op hulle toneel verskyn, toe gaan hulle terug Jerusalem toe in die nag, sonder vrees,
met blydskap in hulle, met die opgewondenheid, om vir ander mense te gaan vertel en te getuig. Hy het opgestaan. So ek wil hê, vat jou belydenis vandag bietjie, gaan vertel vir die duiwel hy het opgestaan. God is in beheer, hy het beloftes en woord oor my uitgespreek. Die Bybel sê as ek hom aanroep en alles wat ek in die naam van Jesus vra, dit sal ek ontvang. En vat nou net 2 minute. Bid bietjie, herinner die Here aan sy beloftes, aan sy woord. En dank hom, want dit gaan deurkom in jou lewe. Julle moet 'n geseënde dag hê, geseënde nag hê, en julle moet veilig wees in die hande van Jesus. Dankie julle, be blessed.